Sorry. En nou, jy kan nie loop nie. Dis in 'n rolstoel. En ek besef net weer eens hoe groot is die God wat ek en jy dien. Dit wat hier aangaan, blye getuienis, want medies maak dit nie sin nie. Maar die God wat ek en jy dien, as ek en jy nog in awe staan van hoe groot hy is, en ons besef nog wat hy besig is om te doen, die feit dat het met jou goed gaan, die feit dat jy gesond is, die feit dat jy werk het, die feit dat jy inkomste het, die feit dat jy kinders het wat die Here dien, is guns. Dis wie hy is. Mag ons nooit die goedheid van God meet aan die waarde van hierdie wêreld nie. Amen. Kan ek ook vra vir 'n slukkie sap? Asseblief. Ek is tog die pastoor van hierdie kerk. Sondagskool, julle kan gaan. Hulle wil tog nie na my luister nie. Ek wil net sê, julle mis 'n goeie preek, al hierdie kinders. Ek wil net vir julle weer een dankie. Dankie, Henry, iemand daar agter wat net saamstem. Julle res van julle is nie, ons sal net, wie wil saam met die kinders gaan? Gaan net nou, ons sal nie vir jou kwaad wees nie. Dankie my vrou. Voor getuies sal ek sê, jy is 'n goeie vrou. Ek wil net gou vanmôre vir julle sê, en die van julle wat dit weet nie, maar ek moet myself beloof, ek sal dit elke keer sê, hierdie is die middelpunt van waarin ek en jy glo, is hierdie tafel. Hierdie tafel is die middelpunt van my en jou geloof, so daarom is hierdie tafel die belangrikste deel in hierdie kerk, daarom staan hy in die middel, en die kansel staan daar vanoggend. Want hierdie tafel is groter as hierdie kansel. Hierdie, wat die Here Jesus vir ek my en jou gedoen het aan die kruis, is groter as die pastoor wat hier voor staan. Daarom is dit die middelpunt. Amen. Net dat julle weet. So, is julle reg vir die woord? Ek sien nou my waslappie se tag is nog nie aan. As jy gewonder het, hy was R14.99 by Pep. Ek sien my sakdoeke verdwyn as ek hulle hiernatoe bring, so koop ek maar my eie lap. Ek wou so een koop, toe sê my vrou, nee. Hou 'n bietjie terug. So volgende praat ek met jou oor die idee van. Nou, ek het 'n probleem, want ek hou van white noise. Net vir julle wat nie weet wat white noise is nie, dis daai goed wat die fancy mense uitgedink het om jou te help slaap. As jy dink dit werk nie, gaan see toe en gaan slaap naby die see. En dan hoor jy heeltyd die see, dan check jy slaap nie lekkerder nie. As jy die see hoor in die agtergrond, weg. Jy mis jou eerste 2 afsprake in die oggend. So ek het gewoond geraak aan 'n waier in my kamer. My vrou het gewoond geraak aan nog 'n kombers in die somer. Want ek kry warm en is 'n sweetfees en ek wil die aircon aansit en my vrou lê daar met 'n kombersie. Maar daar moet 'n waier wees en by my werk dit so, die waier is presies op 'n sekere angle wat so oor my voete waai. Maar nie genoeg dat my voete en my beenhare geïrriteerd raak nie, maar net genoeg dat ek weet hy's daar. Ek is 'n gekomplimenteerde mens. En ek het gewoond geraak aan die klank van die waier. So in die winter vat dit my at least 3 weke om gewoon te raak om in stilte te slaap. Want ek hoor niks in my kamer nie.
En nou die dag het ek die geleentheid om iewers anders te gaan oorslaap vir 'n, kan nie onthou wat dit was nie. Ek het nie hier geskryf toe die Here met my gepraat het nie. Maar ek kom agter, daar's nie 'n waier nie in die kamer nie. Daar's ook nie 'n aircon nie. En ek is te laat, so ek kry nie 'n waier gekoop nie. Ek kan niks doen nie. Maar toe onthou ek, my vrou het so 'n fancy ding op my foon vir my gewys, wat 'n app is, wat dan nou klink soos 'n waier. Julle lag, speel bietjie daar, Ella. Hoor. Dis 'n stukkende waier. Maar dan julle raak sommer moeg waar ek hier staan. Nou, ek wil jou volgende die geleentheid gee om te hoor hoe dit geklink op my foon ook. Want as jy 'n Apple iPhone het, dan is dit 'n cool features, want hy weet mense wat slim is het iPhones en hulle sukkel om te slaap want hulle breine sluit nie af nie. Nou moet ek dit self kry, is dit hier? Ja, hierso. OK, is jy reg? Kom nou, Petrus. Nou dat ek julle wil wys, sal dit natuurlik nie werk nie. Waar is jy? Moet ek kom aansit, sê julle. Ek het geweet iemand gaan dit. Daar stel jy my te leer. Hy wil nie nou werk nie. Dis OK. Magies. Sit weer daai ding aan, Anna. Sit hom weer aan. Nou vanoggend, as ons daardie klank hoor, dan verwag ons om iets te ontvang. Nie waar nie. Nou lê ek met my foon op my bedkassie met hierdie klank, want ek wil nou slaap, want ek sukkel om te slaap, maar die sweet tap vir my af, want die klank van 'n waier is daar, maar daar's nie 'n waier nie. Dankie, Ella. En ek begin dink aan hierdie, want ek het toe nou aan die slaap geraak, weet nie hoe nie, deesdae raak aan die slaap, maar ek weet nie wanneer nie, ek word die volgende oggend in skok wakker. Ek het geslaap. En hierdie gebeur in my hart, ek sien nou die dag 'n video, wat 'n ou ook hieroor praat, en ek dink myself, hy was seker ook in daai kamer, of die Heilige Gees het ook vir hom geskinder. Want jy sien, ek is bevrees wanneer ek hierdie volgende vir jou sê, baie keer in ons lewens, baie keer in die kerk, is die klank van die wind daar, maar die wind is nie daar nie. Die klank van die Heilige Gees is hier, maar die wind nie. En ek wonder by myself, en ek wil eintlik hierdie sê, ek vra toe vir myself af, Here, is hierdie toe van toepassing op my? Want jy sien, ons is gewoond aan die klank van die Heilige Gees. Dit lyk soos Jesus, dit klink soos Jesus. Die gebedslewe op die WhatsApp groepie en die boodskappe wat ons stuur, of die boodskap wat jy ontvang hier op 'n Sondag, lyk soos Jesus, klink soos Jesus, voel nie soos Jesus nie, maar ek hoor dis Jesus. Want ek praat nou nie van hierdie kerk. En ek vra vir myself af, as ons lewens so lyk, en dit klink mooi, maar daar's nie 'n beweging van die Heilige Gees nie, en daar's geen wind in die vertrek nie, en daar's geen meer werking van die Heilige Gees in ons lewens nie, wil ek vandag vir jou sê, is jy 'n app. Jy's 'n app vir die koninkryk. Die Afrikaans is 'n toepassing.
of 'n toep. Die Engelse woord is application. En ek wil vandag vir die volgende kom sê, dat in hierdie kerk, in hierdie vertrek, in hierdie kamer, is dit weer nodig dat ons die wind van die Heilige Gees ervaar en beleef, sodat jou lewe kan verander. Want die kerk het te gekommersieel geraak in die feit dat hulle op 'n plek gekom het wat ons moet kerk lyk en kerk voel. En dit moet mooi wees en dit moet pragtig wees, maar ek sien nêrens die Heilige Gees se werk nie. Ek stap in vertrekke in met die beste bands, met die beste musiek, met die beste tegnologie, met die beste predikers, maar ek voel nie die wind van die Heilige Gees nie, wil ek vandag vir jou sê, dan is jy 'n klinkende simbaal. En dit beteken niks nie. Dis weer tyd, laat die vloei van die Heilige Gees, die gevoel van die Heilige Gees, nie net die kyk, die lyk en die hoor nie, maar die gevoel van die Heilige Gees terugkom in ons lewens. Sodat hy verheerlik kan word, sodat ons deurbraak kan kry, want ek wil vandag vir jou sê, jy is in jou tronk as gevolg van die feit, dat jy net sien en hoor en nie meer voel nie. Sjoe, Buks. My vrou sit nie hier voor nie, so julle moet nog vanoggend vashou. Sy is hier wat hy gewoonlik soos 'n introvert. Relax. Jy's nog te jonk. Ek kan vandag vir jou beloof dat ons het gewoond geraak aan die klank en ons het tevrede geraak aan die klank van die Heilige Gees in ons lewens, maar ons geen wind nie. Daar's geen gevoel nie. Ek weet hierdie waaier is aan, want ek voel hom. Ek is bewus van hom, kyk hoe waai my hare. Ag, prys die Here, oor 'n week is dit af. As ek weer my vrou se sexy man. Ons sukkel om hulp op 'n Sondag te kry, wanneer die Heilige Gees nie beweeg. Ek wil eerlik vandag vir jou sê, ek sukkel om die ware betekenis van aanbidding te voel, of van prediking in 'n kerk te vind, sonder die Heilige Gees. Ek sukkel om hoop te vind, sonder die Heilige Gees. Ek en jy kan nie meer net gewoond raak aan die geluid, en ek wil eintlik sê tevrede wees, aan die geluid van die Heilige Gees nie. Want jy sien, wanneer ons gewoond is aan die geluid van die Heilige Gees, kan ek jou een ding beloof, moet ons nie verwag dat die Heilige Gees ons tot hulp sal wees nie, want die woord sê, ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Ek weet nie van jou nie, maar as ek daai ding speel, dan kom die Heilige Gees nie oor my nie, want ek voel dit nie. Maar as ek nader aan hierdie waaier beweeg, dan voel ek die Heilige Gees. Johannes 3 vers 1 tot 8 wil ek vir jou lees. Terwyl jy soontoe blaai, dis onder die J's, die eerste J. J is net na L en M. Dis Matteus en Lukas. Ek wil hê jy moet vanmôre my hart hoor. Sonder die wind van die Heilige Gees sal jy nie jou deurbraak kry nie. Sal jy nie hoor en voel en ervaar en in verhouding met die Heilige Gees staan nie. So ek is jammer vir Kerugma, Volle Evangelie Kerk. Hierdie gebou, hierdie pastoor gaan vir julle papnat waai met die wind. Want sonder die Heilige Gees is hierdie plek leeg. Beteken hierdie niks nie. En in 1 Johannes 3, vers 1 tot 8 sê hy, en daar was 'n sekere man onder die Fariseërs met die naam van Nikodemus, dis my volgende groot hond se naam, Nikodemus.
'n owerste lid van waar ook al, onder die Jode. Wat in die nag na Jesus gekom het en vir hom gesê het, Rabbi, ons weet dat u van God gekom het, en as 'n leraar, want niemand kan hierdie tekens doen, tensy die wonders is wat God met hom doen nie. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, en ek sê met groot plesier vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, hart vir die Here gee, van bo af geestelik verander word, vernuwe word, geheilig word. Ek wil vandag vir jou sê, jy weet wanneer iemand hulle hart vir die Here gee het, want wedergeboorte lyk jy en tree jy op en praat jy soos 'n nuwe mens. If that is not there, conviction did not happen. Net vir julle inligting. Kan hy die koninkryk van God nie sien en ervaar nie? Ek weet nie hoe om Nicodemus in Afrikaans te sê nie, so ek sê dit so. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n man gebore word as hy oud is? So 'n eenvoudige vraag, dit maak nogal sin, hè? Hoe verwag jy van my om weer gebore te word? Moet ek teruggaan na my ma se maag toe? Dis eintlik wat hy vir hom vra. En hy sê, hy kan tog nie tweede keer in sy moeder se skoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord hom en sê, dit verseker ek jou, en ek sê op die hoogste plegtigste vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore uit, en wat uit die gees gebore is, en wat uit die gees gebore word, moet julle veras word, ek moet weer gebore word. Toe ek hierdie lees, toe sê ek, Here, jy sê hom vir my 'n paar goed oor en oor. En eintlik wat hy vir my en jou kom sê is dat in ons woord, in ons daad en in ons hoor en in ons doen, moet dit vanaf die gees kom, wanneer ek en jy in die gees gebore word. Hoekom? Want die vlees het nie ewigheidswaarde nie, die gees het. Dit wat ek vandag in my gees deponeer, maak ek vir my skatte in die hemel in mekaar, wat ewigheidswaarde het, waar roes en mod dit nie kan steel, slag en verwoes nie. Nou dag sê iemand vir my, hulle glo ons is klaar in die hemel. Hierdie is die hemel. Ek is soos, ekskuus tog meneer, sê weer. Ek sê toe vir hom, okay, is hier mos? Is ja. Ek sê, is hier roes? Is ja. Ek sê, die woord sê, ons het ons skatte in die hemel mekaar raak, maar mot en roes dit nie kan vernietig nie. Maar mot en roes is dan hier, so nie ons is in die hemel nie. Klaar, ons is hier. Het jy roes by jou huis? Stap hier buite, ek sê, hulle gaan huis. En dan kom ek by die belangrike deel, vers 8. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So is dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Ekskuus. Ons erken nie meer die wind van die Heilige Gees nie, en ons sukkel om die wind te ervaar, want ons vind dit nie meer in 'n vertrek nie. En dan is dit mos die kerk en die pastoor en die Bybelstudiegroepie se probleem, nee. Ek is mos die rede dat jy nie die Heilige Gees ervaar nie. Die kerk is die rede. Of my verlede is my rede. Nee. Vandag wil ek vir jou die volgende kom sê, die Heilige Gees, jy wat gebore is in die Heilige Gees, nie gebore is, hy wat die wind gee en dit voorsien, terwyl jy dit nie weet waar dit vandaan kom nie, maar jy weet dit wanneer jy hom ervaar. En ek weet, nou toe ons sing, het jy dit ervaar. Want ek het beloof vir die Here, ek sal aanhou sing totdat ek weet, julle weet dat die wind gewaai het. Wie het gevoel die wind het gewaai? Ek kon net sê, my vrou steek jou hand op nie, kom dat ek vir jou bid. Ons ken nie meer die wind nie en ons is nie honger genoeg nie. Daarom waai die wind nie in ons lewens nie, want jy sien, ons het hierdie verwagting, dat die Heilige Gees in my lewe sal inkom, wanneer ek op 'n Sondag hier is, met die geluid van die wind, of hoe ook al dit moet wees,
Maar ek wil vandag vir jou die volgende vraag kom vra. Die wind gaan nie net aan en afskakel wanneer jy die wind nodig het nie. Ek het al buite gaan staan en gesê, wind af! Staan ek op die golfbaan. Wind af! Nee, never mind, dan slaat ons om maar skeef. Want die wind luister nie vir my nie. Ek het nie gesag bo die Heilige Gees nie. Hallo. Wanneer die Heilige Gees se wind waai, en ek wil vandag vir jou die volgende sê, die kerk, die Sondagdiens gee die geleentheid vir die wind om te waai. As jy dit voel, maar dit nie aanvaar nie, is dit nie die kerk of die Heilige Gees se skuld nie. Is ook nie die ou wat langs jou sing wat vals is se skuld nie. Ek het een keer gehoorship by 'n event en ons gaan so oktaaf hoor in die liedjie, want dit is wat die liedjie wil hê. En daar staan so 'n jong ouetjie langs sy ma. En ek weet nie wat het sy ma gedoen nie, maar sy het duidelik nie die regte noot geoktaaf hoor nie. En die laaitjie maak so. En ek en hy het oogkontak en hy maak vir my so. En ek beleef, hy gaan nie nou die Heilige Gees ervaar nie, want sy ma is nou hier verby met 'n vals noot wat skrik vir niks. En kinders kan mos nie jokkie. Ek sukkel ook om mee, my vrou sê gewoonlik vir my, moenie laat jou gesig wys wat jy nou dink nie. Weet ek nie wat om te doen nie. Ons het die wind nodig om te waai, ons het die Heilige Gees nodig om ons te vul. Maar nie net vir ons nie, maar ook die vertrek, van die woord sê dat ek en jy as gelowiges moet saam die Heilige Gees ervaar en saam hom aanbid. Want ek wil vandag vir jou die volgende kom sê, dit is belangrik vir my en jou, so meer soos wat ons kyk, en so meer soos wat ons lyk, soos die Heilige Gees wil hê ons moet wees, soveel te meer is ons besig om mekaar aan te steek, om te sien wat gebeur. Dis weer tyd dat ons die Heilige Gees en die waarde van die Heilige Gees nie net op ons fone ervaar deur 'n WhatsApp of deur 'n wat of deur 'n preek wat ek vir jou bring of dalk kyk jy na hierdie aanlyn. Dis ook tyd dat jy in die kerk weer kom en nie net by die huis sit en kyk nie, want jy het die Heilige Gees hier ook nodig. Dis sommer net vir julle. Maar dis tyd dat ons weer die Heilige Gees innooi. Dis tyd dat ons weer daar kom waar ons die Heilige Gees se wind ervaar. In jou binnekamer by jou huis is ook 'n plek waar ek die wind van die Heilige Gees kan ervaar, dat wanneer ek vervoer raak in dit wat ek van hom groot maak en hom aanbid, dan kom ek op 'n plek wat ek weer die Heilige Gees innooi in my lewe in my huwelik in my werksplek in my besigheidsplek in, waar ek myself bevind, nooi ek weer die Heilige Gees in. Kan iemand net vanmôre saam met my getuig dat dit is nodig dat die wind weer waai? Dis nodig dat waar ons gaan, dat die wind weer waai. Dis nodig dat waar ons instap, waar mense ons beleef, waar mense ons ervaar, is dit nodig dat ons weer sien dat die wind waai. Kan ek vandag met jou eerlik wees? Ek en my vrou stap vanoggend in Pick n Pay in. En ek weet nie wat gaan aan nie, ek was soos 'n kind. Ek wil alles hê, maar ek wil niks vat nie. Ek kan nie vir julle die gevoel verduidelik nie. Dit was vir my moeilik. Toe stap ek uit met 2 pakkies hols en lippies. En nagmaalbrood natuurlik vir julle. En die vroutjie by die til, ek groet haar, ons 'n liedjie wat speel en ek sing die liedjie saam en ek voel net ewe skielik, ek het nie, toe ek inkom was ek was rustig, ek was content, ek was kalm, ek weet ek begin nou 'n bietjie myself inbid op pad kerk toe, dis maar wat ek doen. En ek stap Pick n Pay in en ek voel met die Heilige Gees sê vir my, hey, word gou 'n bietjie happier. En ek is happy en ek sing saam, ek weet dis wat dit is, 'n weekend vibe, ek weet nie wat die liedjie was nie, en toe daarna speel hulle, wat? Iets anders. Maar ek ken toe die liedjie, en ek sing het saam, en die vrou agter die til sê, it's one of those days, en ek groet haar, en is wat, en sy sê vir my, why are you always so happy? En net dan sê die Heilige Gees vir my, dis omdat die wind waai. Sy voel die wind waai. Vra my vrou, I'm not always happy. Die vreugde van self. Ons het gewoond geraak om 'n leefvorm te wees.
Want ons wil nie op 'n plek wees dat ons dalk so bietjie beweeg word deur die wind van die Heilige Gees nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek was al in plekke waar die wind van die Heilige Gees so sterk beweeg het, dat mense van posisies verander het. Ek praat nie van daai show wat hulle opsit en mense voor betaal nie. Ek praat van die regte. Waar Jakob van die Heilige Gees. Dat wanneer ek by jou staan en ek die oomblik aan jou raak, dan sien ek hoe die krag van die Heilige Gees beweeg deur jou. En dis nie ekkie. Ek kan niks doen nie. Ek is net die ou wat gewillig is vir die Heilige Gees om deur my te beweeg na jou toe. En ek wil vandag hierdie vraag vir jou vra. En ek het dit al gesê en ek wil jou daaraan herinner, dat is nodig vir my en jou om te besef, dat wanneer ek vir iemand in hierdie familie, of daar iemand is wat gebed nodig het, of iemand is wat na die volgende vlak wil gaan in hulle geestelike lewe, moet ons in die kerk ophou dink, daar's fout met iemand wanneer hulle uitkom vir gebed, want daarom ervaar mense nie meer hulle deurbraak nie. Daarom kom mense nie meer op nuwe plekke nie, want hulle het net iemand nodig om hulle net daai hupstootjie te gee, of net daai woord te gee, en dan is ons in die kerk, deesdae, nie hierdie kerk, nie ander kerke, so judgmental, want ek wonder wat is nou weer fout met Getruida, want sy sal weer daar voor vir gebed. Ja, ons 'n bietjie daar weer Wimpie gaan koffie drink, lyk my daar's fout. Gelukkig weet ek, hier sê Getruida of 'n Wimpie volgende hier nie. Ek wil vandag vir jou sê, die rede dat in baie kerke die Heilige Gees se wind nie meer waai nie, is die mens. Ek wonder ook as die pastoor weer op sy knieë. Wat gaan nou weer daar aan? Nee? As jy nou vanoggend so gedink het toe ek gesê het, gaan bietjie op jou knie en jy het ek praat met jou. Vang ek julle nou. Jy sien, ons is baie keer te bang vir die Heilige Gees se wind om te waai, want wat gaan ander mense sê? Ek het nêrens gesien dat Jesus ge-worry het oor wat die Fariseërs en die kokkedore en almal gesê het nie. Hy het nie eens ge-worry wat Saggeus gesê het in die boom nie. Hy het vir hom sê, klim af, ons gaan. Hallo? Jesus doen 'n interessante ding aan Lukas. Ek dink is Lukas 5. Bid hy vir 'n man en hy sê vir hom, moenie vir hulle sê ek het jou genees nie. Maar hy's 'n mens. En hy hardloop en hy gaan vertel vir almal, en menigte kom na Jesus toe. Want hulle het gehoor, hy het vir hierdie ou gebid, terwyl die Here vir hom gesê het, moenie gaan skinder nie. Hou dit vir jouself. En hulle almal kom aan en hulle sê, Jesus, ons is hier, want ek hoor jy genees mense, en Jesus is soos, ek doen die wil van my Vader. Wat beteken dit? Beteken die pastoor mag vir julle sê, ek is besig, ek doen die wil van die Vader. Ek joke dit. Dit beteken dat tot Jesus was getrou aan sy Vader. Hy het nie agter dit wat die mense sê en dink aangegaan nie. Ons lees in vers 6 wat hy gesê het, wat uit die Gees gebore is gees. Hy maak dit duidelik dat ek en jy wat gebore is en wat die Heilige Gees ontvang het. Julle weet dat ons ontvang die Heilige Gees die dag wat ons harte vir die Here gee. Daar's 'n spesiale seremonie en 'n uittreë preek en kom, ons gaan vir jou die Heilige Gees gee situasie nie. Want hy daai vals teologie fix. Jy ontvang die Heilige Gees die dag wat jou hart vir die Here gee. So die van julle wat gedink het jy het hom nie, jy het hom. Hy sê in Johannes 6 vers 63, hy sê dit is die Gees wat lewend maak, die vlees het geen hulp nie. Ek hou van daai deel. Hy kom sê, dis die Gees wat lewend maak. Jy as mens, jy as vlees kan niks doen nie. Jy is geen hulp nie. Dan jy toe jy jonger was en dan sê jou ma vir jou, vee bietjie hier uit, dan vee jy uit, dan sê sy, jy's nie hulp nie, vat weg, gee net vir my. Dan jy dit? Jy's nou net 'n nuisance, jy help nou eintlik glad nie, jy maak dit nou net erger. Dis wat hierdie skrif sê, hy gee die Gees is lewend, die Gees gee krag, jy as mens doen niks, laat sak jou poot. Maar Here, ek wil net laat sak.
Maar Here, ek wil net laat sak. Okay, Here, wat wil ons? Daar sy lig op jou hande, want dis ons. Hy gaan verder. Hy sê, wanneer ek en jy nie gebore is in die Here, en nadat Jesus dit duidelik gemaak het, leer hy vir ons in vers 8, wat die Heilige Gees in die wind waai waar die wind wil, en hy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom nie, en waarheen hy gaan nie. So is dit veronderstel om te wees met elkeen van my en jou wat gebore is in die Heilige Gees. En die woordspeling vir my hier is my so mooi, want toe ek gaan navorsing doen, toe kom ek agter, in die Grieks is die woord vir wind en die woord vir gees dieselfde. So wat hy eintlik kom sê is, hy praat nie van die wind nie, hy praat van die Heilige Gees. Dis dieselfde woord. Nou wil ek vandag vir jou sê, die werk van die wind, van die Heilige Gees, wat waai waar hy wil, kom eerstens vir ons in Johannes 14 vers 26 deur vir ons te sê, dat maar die helper, die trooster, die voorspraak, die voorbidder, die versterker, die bystand, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sê, dit is eenvoudig, as jy gaan kyk na presies wat die Griek sê, hy sê, dit is in my plek. Sodat Jesus nie langs jy hoef te loop nie, maar hy gee vir jou die Heilige Gees, wat in sy plek gekom het, wat dieselfde autoriteit, dieselfde krag, dieselfde waardes as Jesus het, wat saam met jou stap. Vir van julle is hierdie nou baie entry level, maar ek is op pad iewers heen, julle moet net vashou, daai was net die inleiding, hier gaat ons. Hy sê, en hy sal julle alles leer, en hy sal julle help om alles te onthou, wat ek vir julle gesê het. Jy geweet dat die wind, die Heilige Gees, word nie deur ons beperk nie. Because if you aren't going to do it, he's going to use somebody else. Dis wat dit is. Ek het eendag op my knie gebid by die Here, toe sê ek, Here, asseblief moenie iemand anders te gebruik behalwe vir my nie. Gee my ook net 'n geleentheid. Ek weet ek hakkel, en ek weet ek is 'n introvert, en ek praat nie baie maklik voor mense nie. Maar kies my. En toe word ek 'n ekstrovert, sexy, en ek hakkel niks. My vrou stem saam. Ek het 'n gebed gebid, en die Heilige Gees my daaraan herinner, toe ek hierdie preek voorberei. En julle gaan vir my lag, maar jy kan my ma vra agter my rug. Ek was regtig 'n introvert. Skaam, bang vir die mense. Regtig, ek was, tot in graad 7. En in graad 7, sal ek in my lewe nie vergeet nie, gaan ons na 'n kamp toe. En daar's mense wat daar sing die aand in die ou preek, maar ek is eintlik nie daar vir dit nie, ek was daar vir ander redes. En ek kry hierdie ervaring, ek sal my lewe nie vergeet, op daai saal se vloer. Sit ek op my knieë, almal moet op hulle knieë sit, en ek is net daar van, okay, sit ek op my knieë. En die ou kom na my toe, hy sê vir my, die Here het groot werk vir jou, jy gaan voor mense praat. Ek sê, jy is laf, jy. Ek weet nie met wat se Here jy praat nie, maar hy het dit vir my gesê. Die Jesus wat vir my ma gepraat het, het net water en wynvander en broodjies vir mense gegee en visies. Ek weet nie van wie jy nou praat, wat jy so, die Heilige Gees sê vir my, okay, wie is dit? My ma het ons as kinders, toe ons klein was, toe het sy ons gevat na 'n gemeente daar onder in die dorp. Hulle was something haven, hulle het so duifie gehad. Swart gemeente, ons was die enigste wit kinders daar. En ek het daar geleer wat die Heilige Gees is, maar ek het ook geskrik vir wat die Heilige Gees is. En hierdie ou praat ewe skielik van die Heilige Gees. En ek verstaan nie wat hy bedoel nie, en hy sê, jy gaan groot goed vir die Here doen, en ek sê, hierdie gevaarlike ding vir hom. Ek sê, wel as dit is wat die Here wil doen, moet hy maar baie dinge in my lewe verander. Fout nommer 1. Ek jok nie vir julle nie, dit was nie lank nie. Dit was dalk 'n maand. Toe ek 'n ekstrovert, buite my kassie, bang vir niks. Ek het dit gebruik toe vir die verkeerde redes, en ek moes weer terugkom na die Here toe, maar dis 'n verhaal vir 'n ander dag. Maar hy het my kom verander vir die werk van sy Gees, vir wat hy wil hê, vir wat hy beplan.
Markus 4 vers 26 sê, die koninkryk van God is asof 'n mens saad op die grond strooi, hy slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en groei, hy weet nie hoe nie. As jy nou gaan en jy is nou slim, van die mense wat in die A-klas was, het hulle nou vir julle mooi geleer wat gebeur as die saadjie in die grond is, en hy ontkiem, en dan skiet hy wortel, en dis, ek het net tot daar geluister, wat volgende gebeur, weet ek nie, maar dit gebeur. En ek beleef hierdie in my gees toe ek hierdie lees. En ek besef dat die Heilige Gees vir my sê, it's time for you as a people to get your hands off. As jy wat bedoel hy sê, dis tyd dat jy bietjie jou hande afhaal en toelaat dat die Gees doen wat die Gees wil doen, want ons is so besig om dit te beheer, want ons moet tog net nie gevoelens en mense omkrap met die waarheid nie. Ons moet tog net nie vandag hier bid vir iemand en die Heilige Gees moet oor hulle kom nie, want dan voel mense ongemaklik. As jy dit my nie glo nie, hier was al mense in hierdie kerk op 'n Sondag wat baie ongemaklik was en nooit weer terugkom nie. Ek weet nie wat ek gedoen het of wat ek gesê het nie. Hier was al ervarings van die Heilige Gees wat mense afskrik. En dan raak ons bang. Dan raak ons bekommerd. Pastoor, maar wat gaan ons doen? Ons gaan niks doen nie, ons gaan ons hande afhaal en toelaat dat die Heilige Gees doen wat hy moet doen. Want ek kan vandag vir jou sê, is van julle wat hier sit, wat ek in my lewe nog nooit genooi het nie, uitgekom as gevolg van die Heilige Gees. Dit was 'n goeie plek om almal te sê van julle. Ag Here, ek het gehoop, daai is waar. Amen. Dankie Corrie. Het iemand net saam met my getuig? Vandag vir jou sê, as jy nie nou van die Heilige Gees hou nie, en nie van dit wat hy doen nie, ja, ek praat nie van dit wat jy op TV sien nie. Ek en my vrou kyk gisterand 'n ding, sy het gewag dat ek dit gaan opbring, ek sien hoe sit sy hier op Patakole. Ons kyk 'n ding, en is ook 'n vrou, en is klomp goed, en hulle maak so 'n bietjie 'n bespotting van kerk, en die ou sê, well, she was done with her act, in die oomblik wat, en ek en sy het net daaroor gepraat, dus ons, yes, hulle maak nou 'n spotting, hierdie is 'n groot show, en die ou wat die ding, hy sê, she was done with her act, I mean, her ministry moment, pritskram, en ons lag lekker. Wil ek vandag vir jou dit die volgende kom sê, gaan die hemel vir jou baie moeilik wees, as jy nie nou van die Heilige Gees se teenwoordigheid hou nie. Ek praat nie van die show wat dit geword het nie. Ek sê nie ons moet die wind laat begin waai hier binne, dat dit lyk asof mense hier in hardloop en val en begin gil en begin sulke goed doen nie. Want my woord sê dat die hoogste gesag is in hy wat die lig dra. Dis ek en jy. So niks kan hier manifesteer en begin dinge doen nie, want ons het die hoogste gesag. As jy my nie glo nie, vra vir Joshua, hy is 'n lewende heilige getuienis van dat ek bid en ek vra die Here dat niks in hierdie gebou, hierdie stuk manifesteer nie. Waar het hulle gemanifesteer? Voorportaal. It has happened, as jy nou skrik, wat, ja dit. Hulle kon nie in die kerk inkom nie. Amen. Hoekom? Want die hoogste gesag is hy wat die lig dra. Maar ons raak bang vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees, want ons raak bang vir wat die wind gaan doen, want dalk kry ek 'n verkoue as dit direk op my gesig waai. Dalk het ek môre so 'n bietjie van 'n loopneusie. Dalk snork ek en my keel raak seer van die koue wind wat ewe skielik waai. Ons het hierdie verskonings, daarom staan my waaier presies op 'n angle reg oor my groot toon. En die Here maak my wakker presies 3:16. Nou die oggend. En ek word wakker en ek is opset, want hoekom is ek nou wakker? Maar ek weet dis die Here wat my wakker maak, en ek word wakker en ek sien my waaier. En die Heilige Gees begin met my praat. Hy sê, jy raak so vinnig ongemaklik as daardie waaier so bietjie geskuif het. As die honde uithardloop om te gaan blaf vir iets, en hulle stamp my waaier, dan gaan dit met my sleg. Want dan waai hy nou op 'n snaakse plek waarvan ek nie hou nie. En ek lê dit voor die Here neer. En die Here sê vir my, net soos wat jy ontstel raak oor wanneer daar die fisiese waaier skuif,
So raak die kinders van die Here ontstel as ek van hulle vra om net 'n bietjie iets anders te beleef. Iets anders te ervaar. Hoor vandag vir my, die Heilige Gees kan nie net 'n ding wees wat ons hoor en wat ons luister nie, want hierdie Heilige Gees is vry, hy gaan waar hy wil. Ek het hier getik in my stuk in Afrikaans, sien ek nou, want is baie verkeerd gespel. Ons besluit nie wat die wind doen nie, die wind doen wat die wind doen. Met geen kommas nie. Die wind doen wat die wind doen. Ek en jy het die voorreg, en ek bid dit vanoggend hier agter in die bidkamer te sê, Here, dankie vir die voorreg wat ons as musikante het, ons as musiekspan, om saam met die Heilige Gees as worship leader te sing. Hy is die worship leader, nie ek nie. Hy. Ons het die voorreg om saam met hom te gaan. Dis tyd dat ons as kinders van die Here wakker word. Jy sien Nikodemus antwoord, wat? Nikodemus. Daai ou antwoord in vers 9, het ek dit reg? Yes, dit was die wind van die Heilige Gees. Hy sê, hoe kan hierdie dinge wees? Hy vra die menslike vraag, want hy kon dit nie begryp nie. Dit was vir hom so 'n bietjie geheimsinnig. Maar teen die einde van Johannes se evangelie waag Nikodemus in Johannes 19:39 sy lewe en hy spandeer sy geld om sy liefde vir Jesus te wys. En ek bid dat dit vandag met my en jou sou gebeur. Dat ons ook as gevolg van die feit dat ons dit met ons eie oë sien, oortuig is om meer vir die koninkryk te doen en meer vir die Here te doen en actually vir hom te lewe. Om actually 'n geleentheid te maak vir die Heilige Gees se wind om te waai waar ek en jy onsself bevind. Nou dag sê ou vir my, hy sê pastoor, ek werk saam met 'n klomp myners, ek weet nie of hulle die Heilige Gees so goed gaan ervaar nie. Ek sê vir hom, ek onthou toe ek ondergrond was en jy eet jou broodjie. Almal se broodjies het so 'n hoekie wat huis toe gaan, want dit is waar jy aanvat. Die res van die wit broodjie bly wit, maar daar waar jy gevat het, dit gooi jy asblik, want jy wil nie jou vuil ondergrondse hande hê wat moet aan die van julle wat nou so was nog nooit ondergrond nie. Dis hoe dit werk. Ondergronds nie 'n tonnel nie, dis eintlik groter as hierdie vertrek baie keer. Maar daai stukkie wit brood wat huis toe gaan. Hy sê ja, ek sê het jy al ooit vir hulle probeer iets verduidelik van dit? Hy sê nee. Ek sê hoekom eet hulle nie met hulle hande aan die brood nie? Nee, want hulle hande is, ons het nou in steenkoolmyne gewerk. Is vol ongewerkte steenkool en is vuil en hulle wil nie dit noodwendig eet nie. Ek sê net so moet jy hulle verduidelik, net soos julle net die wit wil hê, die skoon wil hê, so verwag die Here van julle om ook net skoon te wees en nie net die stukkie swart uit te gooi nie. Julle het daai nie gevang nie, maar ek sal vir julle, ek gaan nou 'n broodjie gaan haal met my vingers swart, dan gaan ek julle wys. Ek het myself nou so ver vooruit gepreek, ek moet nou kyk waar was ek. Hierso. En ek sluit af vir die eerste keer. Jesus het die vermoë om ons fokus te skuif. Kom ek sê vir jou wat ek daarmee bedoel. Ek en jy is baie keer so gefokus om seker te maak dat ons probeer doen dit wat die Here sê. En ons is so gefokus om dit nie te mis nie. En baie keer, eers wanneer ons hulpeloos is, sal ons die waaier aansit. Baie keer wanneer ons nie meer weet watter kant toe nie, wanneer ons al die paaie gevolg het, wanneer die sweet ons optap en ons is ongemaklik en ons slaap moeilik en ons kry warm en jy lê naderhand op die teels want dis die enigste koue ding, maar die waaier staan daar en jy prop hom in en sit hom nie aan nie. Beteken hy niks. Ek weet hoe hy vanoggend niks beteken het terwyl ons gehoorship het nie. Want toe kry ons warm en ons is geïrriteerd. En vandag wil ek hierdie dis 'n eenvoudige voorbeeld vir jou kom gee. Dis weer tyd dat jy seker maak dat jy die wind, die Heilige Gees in jou lewe voel, ervaar en beleef. Want wanneer Jesus jou fokus verander en jy nie meer fokus op wat ek kan kry nie, maar op wat ek kan gee,
dan kom ek en jy op 'n plek wat ons toelaat dat die Heilige Gees ons beweeg. Ek en my vrou het al 'n gewoonte, as ons iets doen, dan sê sy, die Heilige Gees so gesê, en dan sê ek vir haar, jep. Nou dag vra ek vir haar, ons moet 'n ding gaan bywoon, en ons gaan die mense 'n bietjie bless met 'n paar rand. Ek sê vir haar, wat voel jy? Nee, sy voel dit, ek sê, ek voel ook dit. Ons klim in die kar, waaragtig sal sy weer vir my vra. Het jy by die Here gehoor? Ek sê, excuse me, jy het dan saamgestem. Hoekom? Want ons gee plek vir die Heilige Gees se wind om te waai in elke besluit wat ons neem. In elke tree wat ons gee. As dit nie vir die Heilige Gees was nie, het my vrou se oë lankal oopgegaan en gesien hoe lelik is ek. My oë is lankal oop, want sy is mooier as botter. Gooi ek sommer my lappie, so opgewonde raak ek. Ek wil afsluit met hierdie. En ek hoop jy hoor my hart vanoggend. Dis weer tyd dat die Heilige Gees se wind nie net in hierdie vertrek op Sondag nie, want ek wil vandag vir jou sê, die wind wat jy hier ontvang op 'n Sondagoggend is nie genoeg om jou tot volgende Sondag te dra nie. Die Here gee ons hierdie volmaak geleentheid sodat ons kan aanhou, want ek het vandag vir jou slegte nuus of vir jou goeie nuus, maar ek wil hierdie vergelyking maak. Hoor vir my mooi. Ek gaan dit vir jou fisies wys. Joshua, bring vir my 2 glase piering en jy maak 1 glas vol water asseblief. En dan bring jy so 'n halwe bietjie water in die ander glas. Ek moet dit gou vir jou wys. Jy sien, wanneer ek en jy in hierdie kerk is en wanneer jy so geïrriteerd raak omdat ek lank preek, wil ek vandag vir jou kom sê, die nodigheid van die wind van die Heilige Gees kan nie net in jou vertrek staan en jy's bewus daarvan nie, jy's veronderstel om dit te voel. Want hierdie waaiers in die kerk beteken niks as hulle af is en jy kan hulle net sien nie. Maar wanneer hulle aan is en jy kan voel die wind waai en jy kan 'n ligtige bries oor jou voel van daai groot pyp wat daar bo in die dak is, dan raak ek meer ontvanklik vir dit wat gebeur, want ek raak gemaklik. Net so wil die Heilige Gees in my en jou lewens vir ons op 'n plek bring wat ons kan sê, Here, ek moet ontvang. So wat gebeur? Kom Petrus. So wat gebeur is, as ek en jy op 'n Sondag hier is, baie dankie hoor. As ek en jy op 'n Sondag hier is en ons ontvang die Heilige Gees, dan maak die Here my en jou vol, in die woord sê, in die Engels, to the brim. He fills me up to the brim. Tot die bo. Maar jy sien, ek het vanmôre vir jou slegte nuus. Joshua Korthand. Wanneer ek op 'n plek is wat ek net vol word, maar nie oorgee nie, dan vat ek eenvoudig hierdie waarmee ek vol is, en ek maak myself weer leeg, en ek gee dit vir die wêreld. Terwyl die woord sê, dat wanneer ons by die Here ontvang, ontneem ons nie onsself vir die koninkryk nie. Wat gebeur is, die Here kom en sê, ek maak jou vol, en dit wat oorloop, is vir die wêreld. So op 'n Sondagoggend word ek en jy vol, en wanneer ons by hom sit, in ons binnekamer, en ons laat toe, dat die Heilige Gees se wind waai in my persoonlike lewe, dan loop ek konstant oor, en dit wat binne in die piering is, dit wat oorloop, is vir die wêreld. Hierdie is vir jou. Hy gee hierdie vir jou, om vol te wees, om met vrymoedigheid weer die troonkamer te kan ingaan. Maar ek en jy is te besig om vol te word, en dan verwag ons op 'n Sondag, wanneer ons hier kom, tot 'n volgende Sondag, gaan ek so lyk. Want wanneer ek en jy so lyk en ons hier instap, kan die Here met ons iets doen. Maar wanneer ons so lyk, dan vat dit vir my 9 liedjies en 5 preke, om weer vol te kom. Onthou nou, dis ons nou 2 vinnig en 3 stadig, né? En hulle moenie 'n liedjie sing wat ek nie ken nie, want dan verloor ek al klaar weer 'n bietjie Heilige Gees, want ek ken nie die liedjie nie. Né? Ons nou nie in die kerk so nie, ons nou net oral anders. Jy sien, ons verstaan hierdie verkeerd.
Wanneer ek en jy tyd by die Here spandeer, wil hy ons die hele tyd, daar is die water minder, volhou, sodat dit wat oorloop, want ons raak moeg in hierdie wêreld, né? Weet jy hoe raak jy moeg? Weet jy hoe raak jy moeg vir mense? Weet jy hoe raak jy moeg vir die omstandighede is van die Here vul jou nie meer nie, want wanneer ek by hom tyd spandeer, word ek nie moeg nie. Het ek meer uit te vermoë? Kan ek dit wat my moeg maak na hom toe bring 100%? Baie dankie, jy het goed gedoen, hoor. Wanneer ek en jy hier is, en ons toelaat dat die Here ons volhou, dan kom ek en jy op 'n plek wat ons sê, Here, nou kan ek die wind van die Heilige Gees in my lewe voel. Nou die dag bel iemand my en hulle sê vir my, pastoor, alles val uitmekaar uit en dit gebeur. Ek soos, wanneer laas is jy in die kerk? Wat bedoel jy? Ek sê, wanneer laas is jy in die kerk? Nee, maar ek is hier in 'n kerkie, kom in 'n kerk. Hoekom, pastoor? Ek sê, want daar's 'n klomp mense in die kerk wat met die waaiers so rondloop. Ek sien jy die Here nodig. Dan plak hom uit. Dan plak hom weer. O, jene. Dis verby. Daar's baie keer mense wat so gevul is met die wind van die Heilige Gees, dat hulle bereid is om na jou toe te kom. Hy's regtig af. En net by jou te staan. En as gevolg van die feit dat ek net by jou staan, ervaar jy ook die wind van die Heilige Gees. Hy is nogal 'n windjie. Ervaar jy ook die wind van die Heilige Gees. Hoekom? Want ek het die tyd gemaak om vol te bly. Daarom ervaar jy die wind. So wanneer ek saam met jou die wind ervaar, dan is ek besig om wind by jou te gee. En wat gebeur as ek wind by jou gee? Jy begin agterkom, Jesus, maar hierdie is eintlik lekker. Hierdie is eintlik wat die Here vir my sê. Nou kan ek die wind van die Heilige Gees ervaar. Daar werk hy weer. OK, Here. That was not me. Julle het dit gesien met julle eie oë. Dit is verskriklik vreemd. Maar hoor gou wat ek vanmôre vir jou sê. En dit is 'n eenvoudige verduideliking vanmôre. Dit is dalk vir jou onder op jou voete. Maar ek wil vandag vir die volgende kom sê. As ek en jy nie getrou raak in die klein dingetjies om seker te maak dat ons nog die wind van die Heilige Gees in die vertrek voel nie, moet jy nie verwag dat jou lewe aan mekaar gaan bly nie. Goed gaan nog steeds gebeur, maar jy gaan weet hoe om dit te handle. So kan ek vir jou bid? OK. Vader, dankie. Dankie vir die krag van die Heilige Gees. En Vader, vanmôre wil ek sommer hierdie vrymoedigheid neem om te sê, Here, vergewe ons. Vergewe my, as ek baie keer daardie wind afsit. Vergewe my dat ek baie keer in die pad staan van daardie wind om te waai. Vergewe my dat my gedagtes en my ongeloof, Here, baie keer in die pad staan van die wind om te waai. Vergewe my vooropgestelde idee van hoe dit moet lyk wanneer die wind waai, Here, en dit is nie wat U beplan het nie. Bid ek, Vader, dat U ons sal vergewe vir die kere wat ons U wind, die Heilige Gees, verhoed om te doen wat hy moet doen. Maar kom bid, Here, mag U elkeen van ons die vrymoedigheid gee om aan te hou, te wil, te werk vir die koninkryk. Help ons, Here, om aan te hou, toe te laat. Mag U ons wys waar die wind nie waai nie. Mag U ons wys wat U hart is. In Jesus naam. Amen. Ek wil graag